Baie welkom by Herberg Studio. Ek is Dani Vermaak hier by NG Larispark gemeente en saam met my sit een van my wonderlike kollegas Louinet Weyer. Louinet, baie welkom hierso by ons. Dankie Dani, ek kuier lekker hier saam met jou. Ek wil vandag graag saam met jou 'n bietjie gesels oor jou geloofsstorie. Vertel my 'n bietjie van hoe het jy tot geloof gekom of hoe het jy vir die Here Jesus leer ken? Dani, ek gaan dit 'n voorreg noem, want ek dink dit is 'n voorreg om groot te word in 'n Christelike huis, in 'n huis wat ek by my ouers geleer het van Jesus se liefde, waar ek groot geword het met ouers wat my leer bid, wat my leer Bybel lees, wat my leer van 'n verhouding met God hê, en 'n voorbeeld is van mense wat 'n verhouding met God het. So ek dink dit is nie vanselfsprekend nie, en ek dink dit is ek is baie bevoorreg om dit te kon gehad het van kleins af, so dit is iets wat ek eintlik maar nog altyd gehad het, en natuurlik onderwysers en skole, dink ons is ook weer eens bevoorreg in ons land om in die skole van ons kinders en van waar ek ook in beweeg het, te kon geloof as 'n vak hê, geloof in jou daaglikse lewe, onderwysers was gelowig, en rolmodelle ook in hulle eie geloof. So dat is definitief 'n hele gemeenskapsfaktor wat ook dan 'n rol gespeel het in my eie geloofstorie. Okay, en as jy nou sou dink aan jy groot geword het en jy verwys na al hierdie mense in jou lewe. Wat is stories sou jy graag vertel wat by jou sal vassteek, sê maar hier en daar waar dalk meer as een storie het iets besonders gebeur, wat daar vir my deure oopgemaak het op geloof of my begrip van God? Ek dink dit is definitief 'n deurlopende ding gewees, maar dit is nie een spesifieke verhaal noodwendig nie. Ek dink wat vir my definitief uitstaan is, ek het ons het nog in standaards gewerk, in standaard 3 het ek laerskole geskuif, en ek het 'n baie goeie vriendin daar gemaak, en ons is vandag nog vriendinne. Wow. So dis nogal spesiaal, en daai groep vriendinne het my gehelp ook in my geloofsreis. So jy het jou ouers as ek wil sê as 'n basis. Ja. Jy het jou oumas en oupas as 'n basis, jou familie raak jou basis, maar daai vriendekring wat dan uitbou, daai vriendekring wat ondersteun. Veral later aan as mense nou 'n bietjie deur moeiliker tye gaan of deur groot goeders wat maar skuwe bring in jou eie persoonlike lewe. Daai vriendskappe was die onderbou en ondersteun. Wat eintlik ek wil nou die woord gebruik, maar ek dink dit is eintlik bietjie silly, maar dit is om jou geloof te hou. En want soms voel jy ek gaan my geloof verloor, ek gaan deur hierdie ding en ek weet nie aan wat om vas te hou nie. En as mens sulke tipe vriende het, en sulke tipe standvastige mense in jou lewe, wanneer jy so 'n bietjie struikel, dis dit mense wat jou ophou, en dis mense wat jou vashou, en so daarvoor is ek regtig baie dankbaar dat ek nie net familie gehad het, maar goeie vriende wat dan verder eintlik op het uitgebou het, veral hoërskool, en dan ook na skool is mense wat regtig diep gelowig, mense wat reg lief is vir Jesus, regtig ook 'n pad saam met hom stap. Ek dink die mense wat jy jouself mee omring, maak ook wie jy is en help jou vorm. Dit is wonderlik. Jy het voordat jy diensleraar gaan studeer het jy eventsbeplanning gedoen. En 'n klomp ander goed seker ook. Ja, ek het baie goed gedoen. Vertel ons 'n bietjie van jou reis en hoe het dit gekom dat jy besluit het jy wil 'n diensleraar word. En jy wil natuurlik verder studeer, ook ek ken jou nou, maar vertel ons 'n bietjie van hierdie reis. Ek dink dit is God het altyd 'n plan. En ek weet dit is ook weer een sekere maar 'n cliché ding om te sê, maar God het so 'n plan met 'n mens se lewe. As ek nou terugdink aan 'n klomp goeders, 'n klomp faktore wat deur my lewe gebeur het en wat my eintlik ook gebou het en gevorm het tot nou toe. Ek was baie lief, of is steeds baie lief vir musiek. Ek het lekker gesing, om daai gemaklikheid op 'n verhoog te kan hê en om te kan tree voor mense. Help my vandag in my preke, so jy kan oploop en jy kan gaan. Ek gaan nou by my ja. Ekskuus, ek park bench in my kop. Ek sien jy het park jy bench. gepraat van sing en musiek maak? Ja, ek vertel 'n bietjie meer. Ek het baie solo sang gedoen op laerskool en op hoërskool. Ek baie lief is sing. So dit is iets wat vir my dis vir my passie. Worship is my passie. Dis iets wat vir my baie naby aan God ook
laat altyd. Maar wat ek eintlik wil sê met dit is daar's goedjies soos dit wat die Here jou eintlik voorberei sonder dat jy agterkom jy word voorberei. Dit is jy neem dit as 'n buitemuurse aktiwiteit. Jy sing, jy weet, jy's 'n solo sanger en dit is vir jou lekker om te kan gaan sing en jou passie en jou talente kan uitleef. Maar dan kom jy by 'n plek wat jy eintlik agterkom maar daai het my voorberei vir waar ek nou is. En ja, jy is heeltemal reg, ek het events gedoen vir 'n baie lang tyd. Ek het my eie eventsmaatskappy gehad, ek het toerisme gaan swat. Nie in toerisme ingegaan nie, net in events ingegaan. Dit was 'n events en hospitality vak van my gewees. Bestuur gehad, so dit was vir my amper 'n tweede natuur om entrepreneur te word en my eie besigheid te hardloop en te bestuur. En dit was vir my vreeslik baie lekker. Ek baie geniet om events te doen, troues gedoen, konferensies gedoen. Ja, ek is mal oor kreatief wees en dinge mooi maak vir mense en lekker maak vir mense en dat dit vir hulle special is. So dit is definitief nog steeds vir my iets wat my, ek wil nie sê bloed laat kook nie, want dit klink as ek kwaai raak, maar opgewonde maak. En toe het COVID gebeur en ek dink vir baie mense het COVID 'n verskil gebring in of positief of negatief. Dit was vir my 'n baie positiewe ervaring. Nie die siek wees en die mense wat mens langs die pad verloor het nie, maar dit wat het gemaak het in my eie wese ook. Want dit het jou gedwing om stil te word, dit het jou gedwing om bietjie tot stilstand te kom. En alhoewel my besigheid heel goed aangegaan het, al was dit COVID, ons moes maar net bietjie minder getalle en bietjie slimmer dink, het dit my tyd gegee om bietjie te reflekteer op myself en my betrokkenheid daar buite en wat gee ek terug vir ander. So op daardie stadium het ek nogal 'n gedagte gehad in my kop oor, nee maar ek gaan tienermeisies help, veral meisies wat miskien deur 'n huis is wat egskeiding deurgegaan het. Ek sou resoneer met so iemand en net hulle al bid ons saam of al kan ek 'n groepie neem of wat ook al. En daar het toe in daai tyd 'n pos opgekom by 'n ander gemeente vir 'n tienerbediening koördineerder of 'n jeugwerker en ek was nee ek wonder of ek nie met aansoek doen of nie, want in events is jy werk vir jouself, dan is jy nog vloeibaar, nee, so jy kan flexible werk. So ek het toe gedink, nee, maar dit is waar ek kan teruggee en ek het toe aansoek gedoen vir die pos, nie gedink ek gaan dit kry nie, want ek het nie daai agtergrond noodwendig gehad nie, ek is baie lief vir die Here nog altyd, maar nie noodwendig bedieningsagtergrond gehad in daai sin nie. En toe bel hulle my en sê, nee, jy gaan kinderbediening doen, en toe sê ek, nee, Here, ek het gesê tienerbediening. En toe sê hulle, nee, ons sê kinderbediening, en ek het soos, Here, okay, ek gaan vir hierdie onderhoud, en weer eens, God loop met jou so 'n pad, en ek het die pos gekry, ek nie gedink ek gaan die pos kry nie, ek het die pos gekry, en so 6 maande in Donnie toe, staan ons eendag by 'n laerskool, ons besig met skoolbediening, en daar staan 'n dogtertjie langs my, en die dogtertjie, wat gebeur het, is gewoonlik is so 80, 100 kinders gewees, pouse wat almal saamkom en saam lief en prys en bid en goed, en in hierdie pouse is daar net soos 10 kinders wat opdaag, en dan dink jy dadelik, nee, ons doen iets verkeerd hierso, maar ons gebruik nou die oomblik, en ek sê toe nee, maar kom ons gaan in hier rond en ons bid, waarvoor kan ons vir julle bid? Miskien is dit net 'n geleentheid om 'n bietjie meer persoonlik op te tree. En die dogtertjie langs my sê vir my maandpa is besig om te skei. Sure. En in daai oomblik het ek net besef, okay Here, jy weet waarmee jy besig is. Dis okay. Dis okay. U het 'n plan. En daai het my net weer geleer, jy daag op met voete van bereidwilligheid, en die Here gaan jou gebruik. Hy het klaar 'n plan. Hy het 'n plan gehad met al my agtergrond, want my agtergrond help my vandag om my werk baie goed te doen. Ek kan baie meer teruggee, omdat ek die ondervinding het van my agtergrond. Ek kan baie terugploeg in 'n gemeente, in 'n gemeenskap, en dit is vir my so lekker om dit te kan doen, want dit bly deel van my, dit bly deel van my passie. Maar daai oomblik was dit net so, wow, okay, Here, U weet waarmee is U besig. So, in daai tyd het ek 'n bietjie gaan kyk na om bietjie te verdiep en bietjie net eintlik ek dink mense moet altyd jouself verbeter. Ek dink jy moet altyd so bietjie in jouself investeer ook. En daarom het ek by Frederik Maria uitgekom daarby. Hy was op 'n stadium ook baie betrokke by Huguenot College, en ek het toe besluit om teologie te gaan swat met die uitkoms dan om 'n diensleraar te word na 3 jaar.
En ek was nie eers 6 maande in nie, toe sê ek, nee, hierdie is eintlik die plan. Ek wil baie graag verder swat in teologie. So die pad is nog bietjie lank. Diensleraar is dan amperkies verby, teen Junie hopelik as alles goed gaan, dan word ek dan gelegitimeer as 'n diensleraar, maar my hart en my passie lê dan om verder in teologie te swat, om jouself op te bou en om jouself te groei, want dan kan jy ook goed bedien, dink ek, aan ons gemeente en aan ons mense. Verseker, ek is opgewonde dat jy verder wil swat en 'n leraar wil word. Ek dink die luisteraars mag dalk net 'n vraag hê. Hulle mag dalk wonder oor wat is die verskil tussen nou 'n diensleraar en 'n leraar? Hoe sou jy dit nou vir hulle verduidelik? Ek dink dit is 'n nuwer konsep, dink ek, vir baie mense om te verstaan. Diensleraar swat korter. So dit is, jy het nie Grieks en Hebreëus byvoorbeeld nie, dit is iets wat jy dan later kan meegaan en dan 'n leraar word. 'n Diensleraar word in die kerk gesien ook as iemand wat hulp verleen aan leraars in 'n kerk. Ek dink in ons groter kerk is daar baie behoeftes, veral op plattelandsdorpies, vir kerke wat miskien nie meer 'n leraar kan bekostig nie, wat dit nie so goed gaan soos die gemeentes miskien in die stad nie. En dit is 'n baie goeie oplossing om iemand te hê wat teologiese onderbou het, wat goeie teologiese onderrig het, wat wel 'n gemeente nog steeds kan lei, wat nog wel 'n gemeente kan bedien met die woord. So daar is definitief 'n verskil. Daar is ook 'n fokuspunt van sê nou maar jy is 'n diensleraar in pastoraat, dan is jou fokus eintlik maar op pastorale spreekkamer of pastorale besoeke. Wanneer jy byvoorbeeld as jeug- en gesinsbedienings diensleraar legitimeer, dan is jou fokusarea jeug- en gesinsbediening. So dit is bietjie waar die verskil kom, dit is bietjie meer gespesialiseerd in 'n spesifieke rigting, dis waar jou fokus ook lê, en wanneer jy aangestel word of bevestig word by 'n gemeente, dan is dit ook waar jy gewoonlik dan in daai fokusarea gaan werk. Alhoewel jy 'n goeie teologiese onderbou het en kennis dra van die ander fasette van dominee wees ook. So dis 'n goeie basis om van weg te spring. En dan die een ding wat ek dink, ek wil net sê rondom diensleraar, ek dink dit is iets wat mense 'n geleentheid gee om ook hulle roeping te kan antwoord, as ek dit so wil sê. Want almal kan nie bekostig om byvoorbeeld vir 6 jaar nou af te vat en te gaan voltyds studeer nie. Dit maak dit baie moeilik. En tog plaas God 'n roeping op mense se hart en op mense se lewens en sê, maar ek wil jou gebruik in bediening. En hierdie is 'n geleentheid wat mense wel, miskien op 'n latere ouderdom ook, dit wel kan gaan swat. Daar is mense wat dit as 'n tweede beroep het. Hulle het byvoorbeeld een voltydse beroep, maar hulle bedien op Sondag of in 'n gemeente as 'n diensleraar. So ek dink dit is 'n goeie opsie wat die kerk vir ons ook hier oopmaak. Louinet, dit was lekker om saam met jou te kuier. Dankie vir jou geloofstories. Dit was vir my ook lekker. Dis 'n inspirerende storie en ek hoor baie daai. Dankie.